Geliefdes, ons skrifgedeelte vanmôre is Matteus 1 vers 18 tot en met 25. En dan gaan ek ook na die tyd weer ons fokusverse vir ons lees. Dit is vers 21 en 23. Maar vir nou vra ek ons maak ons Bybels oop by Matteus 1 vers 18 tot en met 25. En na dit gaan ek van die katekismes vir ons lees, Sondag 5. Ek gaan al die vrae en antwoorde vir ons lees. En dan gaan ek spesifiek fokus op vraag en antwoord 15 van die katekismes. So gee ons 'n tyd om ons Bybels oop te maak by Matteus 1 vers 18 tot 25. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria en Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wil maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Ek lees graag vir vers 21 en 23 vir ons weer. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Vers 23. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. So daar is ons skrifgedeelte. Ek lees nou vanuit die katekismes Sondag 5 vir ons. Ons vra by vraag 12, aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? Ons antwoord: God wil dat daaraan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons, of deur onsself of deur 'n ander, ten volle betaal. Ons vra by vraag 13, kan ons deur onsself betaal? Ons antwoord: nee, glad nie. Ons maak juis ons skuld elke dag nog groter. Ons vra by vraag 14, kan enige ander skepsel vir ons betaal? Ons antwoord: nee. Want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuldstraf wat die mens gemaak het nie. Ten tweede, kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God en die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. Ons fokus vraag en antwoord vraag 15. Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? Ons antwoord: so een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê
wat terselfdertyd ware God is. Tot dan. En ons tema van môre, geliefdes, is die volgende. Glo dat God wat geregtigheid eis, ook geregtigheid voorsien in die verlosser, Jesus Christus. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die mensdom wêreldwyd, bevind ons in 'n toestand van nood. God stel 'n eis aan ons. As daar nie aan hierdie eis voldoen word nie, wag God se ewige oordeel en straf. Dis 'n eis waaraan niemand van ons kan voldoen nie. En daardie plaas dit ons in 'n posisie van magteloosheid. Iets waaraan ons ongewoon aan is. Dis moeilik vir ons om dit net te aanvaar. Omdat ons so gewoond daaraan is om oplossings te vind wanneer daar 'n nood of 'n probleem is. Deur die geskiedenis heen het die mensdom antwoorde en oplossings vir probleme gevind. Dink byvoorbeeld aan dokters, ingenieurs, huisskoonmakers, bouers. Almal vind oplossings vir probleme. Maar hierdie nood is anders. As sondige mens kan jy niks doen. En dit konfronteer ons met die waarheid, dat ons ewig verlore is. En dit bring ons by die vraag, kan ons nog verlos word? En soos ons bely vanuit Sondag 5 van die Katekismes, en hoor vanuit die skrifgedeelte wat ons vanoggend gelees het. Die kernvraag van Sondag 5 is, hoe kan die mens verlos word? 'n vraag wat ons vra om van hierdie nood af vry te kom. 'n vraag wat 'n realiteit word wanneer ons besef vanuit Sondag 4 van die Katekismes dat ons skuldig voor God staan as gevolg van ons sonde. Ons verdien God se regverdige ewige straf en kan nie aan sy geregtigheid voldoen nie. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt. God eis geregtigheid. Wanneer ons bely dat God geregtigheid eis, bedoel ons dat hy volkome gehoorsaamheid aan sy wet verwag. As volmaakte, regverdige God stel hy hierdie eis aan ons. Hy vra dit van ons af. As ons ongehoorsaam is, eis hy as regverdige God betaling vir die ongehoorsaamheid. En ons kan dit nie uit ons eie betaal nie. En wat dit nog vir ons as mens nog 'n groter realiteit maak, is die feit dat God nie net sommer hierdie sonde afskryf nie. Ons aardse Vader sal maklik uit jammerhartigheid sonde afskryf en dit net aanvaar. Maar ons hemelse Vader glad nie. En ek probeer nie dit nou sê om ons aardse vaders beter te maak nie. Ek wil net wys hoe heilig ons hemelse Vader is. Geliefdes, hy is regverdig, eenvoudig gestel. Hy skryf geen sonde af nie. Daar moet aan sy geregtigheid voldoen word. Alhoewel God barmhartig is en vergewe, moet sy geregtigheid steeds gehandhaaf word. En daarom kan sy barmhartigheid nooit die regverdige straf wat die sonde verdien vervang nie. Dit kan nie. Dit laat ons besef hoe groot ons nood is en hoe ernstig die sonde is. Hy vereis 'n betaling om ons te bevry, om ons werklik vry te maak uit hierdie nood. En daarom kom ons nou by die vraag van Sondag 5. Hoe kan ons vry word van hierdie nood? Van hierdie ellendige toestand wat sonde, wat hierdie dood vir ons bring? Wie kan daaraan voldoen wat God met reg van ons eis? Hoe kan ek myself bevry uit hierdie nood? Maar die antwoord is eenvoudig. Ons kan nie. Ons kan nie. Ons is totaal en al besmet met sonde.
Selfs die beste mense op aarde, die belangrikste presidente, die bekendste teoloog, kan niks uit hom self doen om die prys te betaal vir dit wat God eis nie. Ons was nie, ons kan nie en sal nooit volkome gehoorsaam wees aan die wet, soos God dit vereis nie. Want al het ons die wet net een keer oortree, is daar geen manier om genoegdoening te doen om aan hierdie prys te betaal. En dit bring ons dan by die vraag, as ons as sondige mens nie kan betaal nie, is daar enige ander geskape wese wat dit kan doen? En dit is dieselfde wat Micha vra, in Micha 6 vers 6 tot 7, hy vra, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan? Met jaar-oud kalwers? Sal die Here 1000 ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Ons soek 'n oplossing. Ons soek 'n antwoord in ons nood. Ons vra hierdie vraag. Maar die antwoord is, geen ander geskape wese kan vir die mens se sonde betaal. Nie 'n engel of 'n dier kan die mens loskoop van sy skuld nie. 'n Mens kan ook nie vir 'n ander se sonde betaal nie. Want ons lees in Psalm 49 vers 8 tot 10 die volgende: Een mens kan tog nie 'n ander loskoop van die dood en aan God 'n losprys vir hom betaal nie. Die prys vir 'n mens se lewe is te hoog. Wat hy kan betaal, sal nooit genoeg wees nie. Ons moet werklik besef hoe verlore ons as mense is. Geen mens kan aan hierdie eis voldoen nie. Mag hierdie erns van hierdie nood van môre ons wakker skud en tot die besef bring, ons het regtig 'n verlosser nodig. Daarso in Potchefstroom sien ons daagliks op die kampus en selfs in baie van die kerke dat die mense nie hierdie waarheid van 'n nood van 'n verlosser besef. Die mense wil dikwels hulle eie verlossing probeer bewerk deur net regverdig te probeer lewe, soos die moslems. Of net om goeie mense te wees wat by die wet hou soos die Jode, asof hulle nou guns aanwend, asof dit vir hulle verlossing sal bring. Ons kry mense wat kyk hoeveel geld hulle gee vir liefdadigheid, net om hulle siel so bietjie te sis. Nie dat ek sê ons moet dit doen nie, die punt is, die mens soek verlossing in homself, en dit is onmoontlik. Hoe 'n middelaar of verlosser moet ons dan soek? Ons bely in die katekismes, so een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê, terselfdertyd waar God is. Die verlosser wat ons soek, moet 'n volmaakte mens wees. Daar is geen volmaakte mens hier op aarde. So die antwoord is, dat die enigste middelaar, ware verlosser, tergelykertyd waarlik God en waarlik mens moet wees, om ons te verlos uit hierdie nood. Nou geliefdes, hoe wonderlik is dit nie? Hoe wonderlik is God se voorsienigheid dan nou nie aan ons nie. Ons kan nie, maar God kan, en hy het. God voorsien aan ons die een, wat ware en regverdige mens is, en terselfdertyd 'n ware God. Hy is die enigste offer, wat volkome vir ons sondes, deur sy volmaakte gehoorsaamheid betaal het. En dit bring ons by ons tweede hoofpunt. God voorsien geregtigheid in Jesus Christus. Hierdie waarheid word 'n werklikheid soos ons lees in 'n skrifgedeelte oor die geboorte van Jesus Christus. Die vervulling van Jesaja 7 vers 14. Dit sê in Jesaja 7 vers 14 sê dit: Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar
en hom Immanuel noem. Nou dit is presies wat ons op swart en wit gelees het in die geboorteverhaal van Jesus Christus in Matteus 1. Jesus is uit die maagd Maria gebore. Dit wys dat hy waarlik as mens gebore is. Tog is hy nie deur 'n mens verwek nie. Ek lees graag weer vers 18 vir ons. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Nou dit beklemtoon vir ons iets baie belangrik aan die begin van die evangelie. Jesus Christus se oorsprong is van God af. Bewerk deur die Heilige Gees, nie deur 'n gewone man. Want 'n man sou die erfsonde van Adam oordra. Ons lees ook in vers 23, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Nou, die rede waarom dit so beklemtoon word dat hy van God afkom en uit 'n maagd gebore is sodat ons Jesus se sending, dit waarvoor hy gekom het, en sy identiteit kan sien vir wat dit is. Sy sending in vers 21 om sy volk te verlos en sy identiteit, dit wat nodig is om sy volk te verlos. Nou reeds in die Ou Testament is dit geprofeteer in Jesaja 7 vers 14. En in die begin van die Nuwe Testament bevestig Matteus 1 dat die profesie vervul is. God openbaar baie duidelik wie Jesus Christus werklik is. Waarlik mens uit die maagd gebore en waarlik God deur die Heilige Gees verwek. Nou geliefdes, die boodskap van God se genade is oorspronklik aan die Jode gegee, soos Matteus se evangelie dit bewys. Maar dit is nie net vir die Jode bedoel nie. Dit geld ook vir alle gelowiges uit alle volke. Hoekom? Hoekom sê ons so? Omdat ons vandag ook deel is van die volk vir wie Jesus Christus gekom het om te verlos van hulle sonde. Ons hoor in vers 21, hy sal sy volk van hulle sondes verlos. En hierdie volk sluit nie net die Jode in nie, maar alle gelowiges, Jode en nie-Jode. Jakobus bevestig dit in Handelinge 15, vers 13 tot 14. Dit lees, toe hulle klaar was, sê Jakobus, broers, luister na my. Simon het verduidelik hoe dit God self is, wat begin het om na die heidene nasies om te sien, deur vir hom 'n volk uit hulle te versamel. Ons is deel van die verlossing. Ons is deel van die verlossing. En soos Romeine dit stel, het hy dit kom doen, wat ons nie uit onsself kon doen nie. En dit is die geregtigheid wat God eis, ten volle aan te voldoen. Skuld word betaal. Romeine 8 vers 2 tot 3 lees, die wet van die Gees wat jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, so het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Ons al hierdie mooi waarheid en werklikhede en realiteit nou gehoor. Nou bring dit ons by ons laaste hoofpunt, naamlik dat ons moet glo dat Jesus Christus ons verlosser is. En geliefdes, dit is presies die punt. Jesus Christus is ons verlosser en dit is iets wat soveel Jode nie wou glo nie. Ons sien dit wanneer ons kyk na die rede hoekom die boek Matteus geskryf was. Die boek was geskryf om die Jode te oortuig dat Jesus die verlosser is. En ten spyte van die vervulling van die profesie van die Ou Testament, die onweerlegbare bewyse van Jesus geslagsregister
in die begin van Matteus vir ons perikoop, het baie steeds dit net nie geglo nie. Daarteenoor moet ons in geloof dit aanvaar en omhels as die waarheid. Ons moet glo dat Jesus Christus waarlik regverdige mens is en terselfdertyd God. Ons moet glo dat hy verwek is deur die Heilige Gees in die Maagd Maria, die beloofde verlosser, voorsien deur God self. Want, en dit is die waarheid, as ons dit nie glo nie, is daar geen hoop nie. Dan wag daar net 'n ewige straf. Maar, en dit is die goeie nuus van die evangelie, as ons dit glo, is ons vry. Dan wag daar vir ons die ewige lewe. En as ons dit glo, is daar net een ding om te doen. Omhels wat God vir ons gee. Omhels dit. Kyk na Josef in ons skrifgedeelte. Hy kon op verskillende maniere gereageer het. Hy kon weggehardloop het. Hy kon die Joodse manier gevolg het deur Maria te skei en in die openbaar tot skande te maak. Hoekom reageer hy soos hy reageer? Dit is niks anders as die Heilige Gees se werk in sy lewe. Anders as die ander Jode het hy die boodskap van God deur die engel as die waarheid aanvaar. Hy het alles gedoen om hierdie waarheid te omhels en sy hele lewe daarvolgens te rig, al sou dit hom ook wat kos. En dit is vir ons 'n voorbeeld van 'n geloofsreaksie op die kosbare boodskap van God. En vandag stel dieselfde Heilige Gees ons in staat om dit te omhels wat God vir ons gee. Dit is hy wat ons help om te glo en te bely dat Jesus Christus ons verlosser is. Hy is werklik mens en God. En ons as gemeente, ons kan nie anders as om eer te gee aan hom vir wat hy vir ons gedoen het, wat ons nooit met onsself kon doen. En dink net vir 'n oomblik, ek sluit nou af. Die Heilige Gees het die Seun verwek en nou bewerk hy in jou hart daardie geloof aan die verlossing uit die Seun gebring het. En dit is die wel van die evangelie. Die besef dat ons volkome afhanklik van God is en dat hy op sulke wonderbaarlike maniere voorsien. So kom ons gaan hierdie week in en ons leef ons verlossing uit. Ons leef dit uit. En dit is om gehoorsaam te wees aan die Here se woord. Nie net jy as individu nie, maar ons saam as kerk. Laat ons werklik vir die Here wys deur ons lewenswandel hoe dankbaar ons is vir ons verlossing. Ons het nou die goeie nuus gehoor. Christus het ons verlos en so aan God se geregtigheid voldoen. Nee, ons mag dit nie ignoreer of ons mag nie daaraan twyfel nie. Ons kan en moet dit omhels deur die Heilige Gees se krag en 'n nuwe lewe van dankbaarheid te leef. Amen. Kom ons sluit die oë vir gebed. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons nou vanuit die woord kon hoor hoe almagtig U is. Dat U geregtigheid aan ons voorsien het, daar waar ons nooit uit onsself ooit kon betaal aan die geregtigheid wat U eis. En dit is die kern van ons evangelie. Dit is die kern van ons geloof dat ons verlosser Jesus Christus werklik ware mens en terselfdertyd ware God is. Sonder dit is ons almal verlore. En dit is die kernding wat ons skei van al die ander valse godsdienste in hierdie wêreld. Ons het 'n verlosser en ons is seker dat ons verlos is. Ons wat glo.
Ons is regverdig voor U deur geloof in ons verlosser Jesus Christus. En dit is genade alleen. Dit is genade wat ons nie kan teenstaan. Dit buig ons wil sodat ons wil uit sy eie uit U wil loof en prys. Mag ons nie te gemaklik raak en dink ons kan agteroor sit as gemeente. En soos Jakobus sê, geloof sonder werke is dood. Mag ons wys dat ons ware geloof het, deur ons geloof wat vrug dra. Mag ons hierdie week ingaan en U woord bestudeer en kyk wat U wil is, wat U van ons verwag en hoe ons U kan loof en prys. Mag ons aktief U wil gaan soek en aanhou beklei om nie gelykvormig te word aan hierdie wêreld wat ons van U af wil wegruk. Mag ons besef hierdie wêreld sal ons nooit volmaak van geluk en vreugde nie, maar dat ware geluk en vreugde en vrede net by U te vind is. Ware geluk, ware hoop, ware genade, ware liefde. En mag ons weet, omdat U ons so lief het, en dat U, wanneer U ons hoogste prioriteit is, dan moet ons wil dan ons naaste lief hê. En dit gaan vir elke swart kleurling mense buite, mag ons vir hulle ook liefde bewys wanneer dit moeilik is partykeer. Selfs ons eie broers en susters in ander kerke. Mag ons nie versuim om in liefde met hulle op te tree nie. Maar werklik uitreik na hulle toe en omgee vir hulle. Saam in die geloof volhard. Want dit is U wat ons in staat stel om te volhard. Alleen ons hierdie week, Vader. Gee ons krag en bring ons asseblief volgende week dieselfde tyd weer terug hier by die kerk. Ons U blye evangelie kan hoor. Vergewe asseblief al ons sondes. Dit bid ons in Jesus Christus se groot naam alleen. Amen.